Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Dit is tyd vir volgens grantbesprekings saam met Andries Cornelissen. Goeiemôre Andries. Goeiemôre Jennifer en Swan. Andries, ons begin sommer weer eens met ons verhouding met die FSA wat lyk my nog skade gelei het. Nog 'n episode in die diplomatieke herrie met Amerika. Die jongste ene is, en jy weet, mense het van die begin af gedink, jy weet, Ibrahim Rasool, jy weet, hy's 'n redelike groot prater oor die Palestynë, jy weet, Israel. Dit was van die begin af was dit problematies dat jy sou dink dat hierdie is die persoon wat Suid-Afrika moet gaan verteenwoordig binne die konteks van wat ons nou al gesien het gebeur het tussen weet Suid-Afrika en Trump en jy weet hoe die verhoudinge reeds versier het. So hy is toe nou weet teruggestuur Amerika toe. Dis nie sy eerste keer wat hy die ambassadeur daar is nie. Maar dit is 'n heeltemal 'n ander Amerika waarna hy aangekom het hierdie keer as destyds toe hy die ambassadeur was. En hy het deelgeneem aan, ek dink 'n mens moet eers kyk na hoe die stappe verloop het, is die feit dat dit was duidelik dat hy kry nie nêrens toegang tot werklik die Trump-administrasie nie. Ek sien daar die departement word aangehaal dat hy was op die punt om 'n vergadering vas te maak met 'n belangrike persoon in die Withuis. En dis nou eintlik jammer dat hierdie nou gebeur het dat hy uitgeskop is. Hy moet teen Vrydag uit die land uit, hy's persona non grata. En dit kom nadat hy onder andere gepraat het oor Trump as die leier van wit opperheerskappy in die wêreld, jy weet, white supremacist. Dit klink net nie so lekker in Afrikaans soos wat dit klink in Engels nie. En hy het deelgeneem aan 'n gesprek oor weet die verhouding tussen Suid-Afrika en Amerika en hierdie opmerking was een van hulle, maar hierdie kom al 'n lang pad. Jy weet, daar was tweets gewees oor Trump. Hy het al baie dinge oor Trump kwyt geraak op sosiale media, en dit hoort nie binne die konteks van 'n ambassadeur se rol nie. Jy weet, hy het onder andere, jy weet, een van die goed was, hy het 'n foto van serpe geplaas waarop Haniyeh, jy weet, een van die Hamas-leiers van die 7 Oktober aanvalle op Israel, jy weet, waar hy spog met die serpe wat hy gekry het by die Palestynse leiers, onder andere die Hamas, Haniyeh, en hy is natuurlik later het Israel om afgemaai, maar die ding is dat, jy weet, so dit is problematies om so iemand Amerika toe te stuur, van die begin af. Basies wat Marco Rubio het om persona non grata verklaar en daar Suid-Afrika as ambassadeur is uit die land uitgeskop. Andries, het ek nog 'n probleem daarmee as die politici sosiale media gebruik om hulle opinie so vinnig en maklik uit te lig. Want wat word van jy weet die diplomatieke kanale wat ons moet gebruik en ek verwag dalk net meer van jou. Jy's ambassadeur in 'n ander land, so jy's eintlik maar gas in daai land. Ja. So gaan jy regtig na daai land toe gaan en hulle president en leiers so sleg sê. Ek het nie 'n probleem as mens kritiek lewer oor sisteme wat mens dalk sien wat dalk nie pas nie of so ietsie, maar om iemand persoonlik sleg te sê wat die leier is, maar jy verwag hom verwelkom te word in die lei, wetende ook hoe die verhouding tans is met die FSA en hoe ons sukkel, sou jy dalk nie meer insig gehad het om te dink, ek kan nie nou sekere uitlatings maak nie, want soos dit is, probeer ons verhoudinge weet herstel. Dit het my nogals verbaas. Ja, ek dink 'n mens moet op verskillende maniere daarna kyk. Ek dink die een manier om daarna te kyk, ek hoor die teorie dat eintlik wat hy gedoen het, hy het gesien hy gaan dit nie maak nie. Dis 'n kwessie van tyd voordat jy weet hy gaan weet basies omtrent uit die land uitgeskop word of as ambassadeur verstaan nie vervang sal moet word, want hy kry niks uitgerig nie. Die deure bly vir hom toe. So daar's sprake dat hierdie was amper half strategies gewees, want as hulle hom sou nou uit die land uitskop, dan kan hulle 'n bietjie 'n stok in die wiel steek van Joe Pollock se planne om die Amerikaanse ambassadeur in Suid-Afrika te word, want weet is nou 'n tit for tat in daai opsig. Dis 'n man wat al baie uitsprake oor Suid-Afrika gemaak het, oor die ANC, oor weet alles wat sleg is in Suid-Afrika, en ons weet daar is baie slegte goed in Suid-Afrika ook, maar Pollock het jy weet 'n reputasie ongelukkig opgebou. So dit is nou half 'n ding van jy weet maar sou Amerika probeer om hom aan te wys as die ambassadeur in Suid-Afrika, ek sien baie klein kans hier dat Suid-Afrika hom gaan aanvaar. Jy weet daar is geloofsbriewe wat moet ingedien word. Dis die ontvangerland wat jou moet erken as die ambassadeur. So dis die een kant daarvan. Die ander kant is ek dink nie die ANC weet ek sien die president wat praat, jy weet maar hulle gaan nog steeds jy weet probeer om die verhouding te weet hulle wil belê in 'n verhouding wat vir albei partye
voordelig is, dis nou tussen ons en Amerika, en jy weet, hulle gaan nie megafoon diplomatie gebruik, dieselfde soos hier, hulle verkies om diplomatieke decorum te handhaaf. Weet, hulle doen nie uitsprake op sosiale media van skoppie ambassadeur uit die land uit nie. Die ding is dat, ek dink nie ideologies stel die ANC regtig daarin belang om 'n baie goeie verhouding met Amerika te hê nie. Dit lyk nie so. Dis nie die ANC se groep nie. Hoe meer die ANC eintlik met Amerika beklei, hoe groter is hulle aandeleprys wat betref China en Rusland, Iran, jy weet, dis die tipe van mense wat hulle maatjies is. Die Palestynë byvoorbeeld. So, jy weet, ek dink nie ideologies is dit vir die ANC van reuse belang om met Amerika sterk bande te hê nie. As dit nie was vir AGOA en as dit nie was vir handel nie, nou as AGOA wegval, dan is daar eintlik half 'n argument wat die ANC kan sê, maar wat is die rede vir ons om 'n goeie verhouding met Amerika te hê? Ek dink ook daar's 'n ding van, ek dink in 'n groot mate dink ek die president Ramaphosa, ek dink hy dink, jy weet, hierdie is 'n ding van, hierdie is Amerika met homself uitwoed. Jy weet, Trump is Amerika se president en as jy kyk na verbruikersvertroue daal in Amerika, wie die Amerikaanse ekonomie is nie gesond nie. Weet, dinge loop nie so lekker soos wat hulle sou verwag het nie. Hulle beklei met almal in die wêreld, hulle stel tariewe teen almal in. So dalk moet 'n mens net kyk dat hierdie storm homself eers uitspeel. Weet, Amerika gaan homself isoleer van die res van die wêreld. So ons het nie nou nodig om te gaan, en die goeie Afrikaans, ons nie nou nodig om te gaan gat kry by Trump nie. Ons weet sy ego is broos. So eintlik het Rasool net gedoen presies wat 'n mens sou, jy weet, Trump het gereageer en Amerika het gereageer presies soos wat jy kon voorspel van 'n Trump-administrasie. Dan Andries, 'n storie wat baie die laaste 2 weke in die nuus is kleuterzone en sy baas Antoni Bogas. Ja, die bom het eintlik gebars. Daar's 'n likwidasie aansoek wat gebring is, ek dink is môre in die hof as ek reg onthou. En al die wurms skryp nou uit die ou tyd. Jy weet, daar was al baie vrae hieroor gewees. Mense wat ek dink die syfer wat genoem word is hulle praat van 500 miljoen rand wat belê is in die kleuterzone groep. Antoni Bogas is nou blykbaar hy's in Thailand. As 'n mens kan as jy al die berigte glo wat daar geskryf word. En hy sal maar moet huis toe kom en kom antwoord. Ek sien ons het nie 'n uitruilooreenkoms met Thailand nie. Sure. Maar hy sal moet maar huis toe kom en moet kom verduidelik, sy ma is ook blykbaar land uit. Die probleem hier wat hier ter sprake kom is weer eens, jy verstaan jy, dis daai ding van moenie jou geld belê by iemand net omdat hulle jou taal praat nie. Moenie jou geld belê by iemand omdat hulle Bybelversies aanhaal nie. Daar's finansiële vrae wat jy moet vra. Daar's 'n lang aanloop gewees. Daar was baie projekte voor kleuterzone waar daar baie vrae oor was, oor kansvattery en sulke tipe van goed. Dit is ook, jy weet, ek sien daar's 'n hele klompie bekendes wie se gesigte gebruik is, wat hulle self nou distansieer. Ek dink wat reputasieskade en goed aan betref en ook wat besigheidsrisiko aan betref, moet mense baie meer versigtig wees oor hoe jy hierdie tipe van projekte en beleggings hanteer. En dis hartseer om te sien, hy is dan nou tans die direkteur van 150 maatskappye. Waarvoor hy moet verantwoording nou doen. Dit klink nie of almal al eers ten volle gekoop is soos wat daar ooreengekom is nie, en of die huurkontrakte betaal word nie, en daar's kinders, daar's skoolkinders daar wat moet kos kry, wat moet onderrig kry, so hy moet kom verantwoording doen daarvoor. Kyk, jy het 2 faktore hier, jy weet jy gaan dit oor kinders, kleuterskoolkinders, wat hierdie projek, dis basies die belegging, en dan aan die ander kant is dit die hoeveelheid pensioentrekkers wie se geld hierin belê is. Ja. En ek dink dit is jy weet, dis meer as net Bogas. Jy weet, daar's meer mense betrokke hierby. En jy weet, mense kan hulle hande nou was in onskuld. Maar daar moet baie meer vrae gevra word oor hierdie tipe van goed. Ja, en ek dink mense hart gaan uit regtig aan almal wat, soos jy sê, hulle geld verloor het, hulle laaste geld te belê het. Wel, hulle geld is nog nie weg nie. Ek dink dit is die belangrike ding en dis waarom hierdie likwidasieproses is. Hier moet alles nou vasgemaak word. Alles moet gevries word, daar moet geld nêrens heen kan gaan nie. Want daar's beleggers wat hulle geldjies moet terugkry. Ja. En ons kom terug by die hele ding van, jy weet, wanneer mense jou opbrengste beloof, jy weet, daar's 'n geskiedenis in Afrikaans en in die Afrikaanse besigheid. Van die Kibus koning af tot by Creon, tot by die APS pynmasjiene. Daar's 'n geskiedenis van hierdie tipe van beleggingsprojekte. En ja, soos ek sê, besighede met 'n bietjie fyner kyk
om die risiko's te bestuur hier rondom. Net omdat iemand jou taal praat en soos jy lyk, beteken dit jy kan hom glo nie. Andries, die EFF is gewillig om met die ANC te praat oor die begroting. Ja, ons tema vanoggend is kansvatters. Die EFF maak, weet, die begrotingsproses is nou aan die gang. Nou, as jy gaan kyk na byvoorbeeld wat die Sunday Times gister berig het en dit weet daar's gerugte daaroor. Sommige partye sien hier is 'n geleentheid om half die regering van nasionale eenheid so bietjie te heronderhandel en die ANC beskuldig die DA daarvan, hy kan dit nie bewys nie. Die DA het hulle voorstelle oor die begroting voorgelê en nêrens kom nie goed ter sprake waarvan die ANC praat nie. Hulle het onder andere gesê, maar die DA wou dit gebruik het om Bella te heronderhandel en jy weet, maar en natuurlik nasionale gesondheidsversekering, maar eintlik al wat genoem was die onteieningswet. Maar dit was so die EFF sê hulle is bereid om te praat oor hierdie 0,5% BTW verhoging. Maar jy weet dit hang af wat is ook vir hulle daarin en hulle is ook weer bereid om te gesels oor weet deelname aan die regering van nasionale eenheid. Nou die EFF sien dat daar so 'n bietjie van 'n wig daar, jy weet met ander woorde tussen die ANC en die DA. Die probleem is dat die EFF veg vir oorlewing. As jy gaan kyk na die EFF, die leiers wat hulle verloor het, jy weet basies is eintlik Julius Malema op die oomblik is op sy eie. Jy weet as jy kyk na die vertrouelinge rondom hom het almal verdwyn. So ek dink in 'n mate is hierdie so 'n bietjie van 'n hy sien 'n geleentheid, jy weet om homself dalk 'n bietjie weer meer prominensie te gee deur nou met die ANC te praat oor jy weet die begroting. Die ANC het natuurlik hulle standpunt is ons praat met almal. Jy weet dit maak nou nie die EFF spesiaal voel nie. Maar ek dink die belangrike ding is die gesprekke is nog aan die gang rondom die begroting. Daar moet nog baie water in die see loop. As jy kyk na byvoorbeeld van die berigte wat sê en dit is ongelukkig so dat die BTW verhoging gaan op 1 Mei in werking tree. Die probleem is dat die BTW wet en die wysiging daarvan hulle 12 maande om die BTW die wysigingswet op BTW goed te keer. Sou dit nou nie deur beide huise van die parlement goedgekeur word nie, dan word dit ongeldig verklaar die BTW verhoging, maar dan moet eintlik tegnies moet die regering ons almal terugbetaal vir daardie ekstra BTW wat ons betaal het. Dis 'n onmoontlike saak, so dis eintlik. Maar en die DA kyk na regsadvies. Hulle het reeds regsadvies ingewin rondom die begroting en so aan. Daar selfs gepraat van jy kan moontlik dalk kan hulle 'n hofbevel kry om te keer dat die BTW verhoging in werking tree voordat die proses afgehandel is. Andries, sekerlik gaan hierdie BTW verhoging teen alles waarvoor die EFF staan en die hele tyd veg. Ja, maar jy moet onthou dat jy kan dit net weer regverdig deur iets anders, verstaan jy? As jy nou kan sê maar ons het besluit ons ooreenkoms met die ANC is ons gaan die BTW verhoging van 0,5% steun. Maar volgende jaar sinne gaan ons hulle het gesê ons kan daai ene kan ons dalk laat gaan. Jy weet as die ekonomie nou aan die groei kom en dalk jy weet kan ons onsself op hierdie manier in die regering van nasionale eenheid inkry. En ons probeer om eintlik van die DA ontslae te raak. Nou die EFF se hele ding is dat hulle wil die DA uit die Vryheidsfront Plus uit die regering van nasionale eenheid hê. Maar dis interessant want dit gaan ook lynreg in teen die doelwitte van die ANC. Godongwana het self gesê in hulle verkiesingsmanifest staande dat lewenskoste verlaag moet word. So ons moes eintlik die BTW koers verlaag het. So wat ek gedoen het, gaan reg teen die doelwitte van die ANC. Ja, maar jy sien dit is my probleem met Godongwana en ek dink dis waarom ek dink sy tyd is uitgedien. Ek dink ek het dit al voorheen gesê. Die probleem is dat hy wat op 'n openbare plek sê maar hy was so moeg daarvoor om beskuldig te word van besuinigingsmaatreëls, jy weet austerity, besuinigingsmaatreëls dat hy besluit het dit was sy idee, dat eerder as om nog verder te besuinig, as dit 'n korrekte Afrikaanse term is, het hy besluit maar ons moet BTW verhoog. Hy het een oggend wakker geword en besluit maar 2 persentasiepunte op BTW, dit is die oplossing. En die ding is dat jy weet, jy moet jouself afvra, hoe werk, weet as so iemand homself as 'n demokraat sou sien. Weet hoe het hy gedink gaan hierdie proses dan afspeel binne in die regering van nasionale eenheid. Sy eie kabinetskollegas van die ANC was daarteen gekant gewees. En hulle het basies eintlik dit half in 'n mate geheim gehou, hierdie voorgestelde 2%. En dit is nou waar dit inkom, die tesourie, die ANC, daar's gesprekke, ons sal moet sien hoe ver dit kom, maar dis van die nasionale werkkomitee dat hulle moet kyk, hoe gaan hulle die vennote binne in die regering van nasionale eenheid meer betrek by die begrotingsproses vooraf, sodat ons nie sit met die gemors wat ons nou het nie. En dit maak eintlik net logiese sin. Ek weet nie wat het hulle gedink. Dis amper 'n ding van, maar die tesourie is al vir mag op sy eie.
Weet dis 'n amper soos 'n departement buite die demokrasie. Daar is 'n groep mense wat besluit maar hierdie is die regte ding om te doen en ons gaan net vir hulle sê dit is hoe dit gedoen gaan word. Terwyl daar moet insette wees tog van die leiers. Ja, ek kan nog steeds nie verstaan hoe 'n minister van Finansies een oggend wakker word en besluit maar die verhoging van BTW dit is die antwoord nie. Andries, maar kan jy verstaan hoe daar luukse motors gekoop word as mense sukkel? Ja, maar jy sien dit het te doen met die begroting weer eens, jy weet, en ons kom terug na hoe geld aangewend word. Want dis ook die tydsberekening van hierdie. Jy weet, reg aan die einde van die begroting skielik sien iemand maar, daar's geld oor. Kom ons bestee dit. Ons het mos 'n 5 Q5's nodig. Jy bedoel daar's nog ergens in 'n onthou die ding is dat jy kan nie geld skuif van een begrotingsitem na 'n ander nie. So hierdie geldjies is nou nog nie bestee nie. So wat kan ons koop? Wat kan ons koop want hier's nog geld. So toe besluit hulle maar dis nou 'n goeie geleentheid om 'n klompie miljoene te spandeer aan 5 Audi Q5's en dis nou blykbaar sodat weet wanneer hulle nou hierdie buitelandse afvaardigings het wat kom besoek dan ry die mense in gemak. En ja, hulle sê so 7 groepe 'n jaar kom in die land in, maar ons het 5 Q5's gekoop. Een is 'n mooi gryse en die ander is wit. En dis eintlik maar net deel van die vloot van 10 nutsvoertuie wat gebruik word deur die admiraals. Want kyk, ons het ook meer admiraals en generaals as wat ons voetsoldate het. Maar nou gaan ons hierdie pragtige voertuie koop en dan kan die admiraals mooi rondry. Kon ons nie maar net Uber betaal het, wat die Uber Black, wat daai luukse voertuie is vir die 7 keer wat die afvaardigings Ons in het een Suid-Afrika kom nie? fregat wat op hierdie stadium werk in die vloot. Ek verstaan, so nou koop jy al hierdie duur niet verstaan voertuie vir wat? Ja, ek sien hulle sê hulle het 400 van die vloot se diensvoertuie is onklaar, nog 483 het dringend herstelwerk nodig en net 435 kan tans gebruik word. maar hulle ry darm in gemak. Hulle gaan in Q5's rondry, ja. Dis lekker. Goed. Oor na nog 'n storie waar mense mond eintlik net oop hang, is die SAIK vrou wat om verskoning vra, maar vra sy werklik om verskoning. Is die Ja, vraag. dis nou die ding. Sy het 'n TV-onderhoud gedoen. Julle sal onthou vir Nobuntu Mkhize. Sy was 'n handelsnaambestuurder van die SAIK en sy het te veel van daai opgewonde sappies gedrink voor die vlug. Sy beweer natuurlik sy was doodnigter. Dit maak dit eintlik erger, maar Fly Safair vlug, onthou sy weet mense aan hulle hare geruk en ek weet nie wat alles nie. Sy het nou so half verskoning gevra. Sy het gesê sy het selfs breinvriende. Ja. So maar sy's wel ook afgedank deur die SAIK. Ek sien sy beplan om na die kommissie vir bemiddeling, versoening en arbitrasie toe te gaan, jy weet, om dat sy onregverdig afgedank is. So en sy beplan ook om stappe te doen teen Fly Safair en teen die vlugpersoneel, want omdat sy hardhandig behandel is en basies eintlik aangeval is, daar's nog steeds aanrandingsklagte teen haar ook. Maar sy het nou so halfgebakte verskoning van weet sy's nie eintlik 'n rasis nie en eintlik is alle mense wat nie wit is nie is eintlik almal in dieselfde groep, so jy kan nie eintlik rassisties teenoor hulle wees nie. Sy was dalk klassisties, sê sy. Maar sy was nie rassisties. Sy was nie rassisties nie, maar die meeste mense haar verskoning ek weet nie, sy wen nie baie veld met haar verskoning nie, maar weet sy onthou sy het onder andere gesê, jy weet sy's 'n belangrike ANC persoon en haar pa is 'n oud stryder. Ja. Ja, nee, haar verskoning was interessant geweest wat ek nou gelees het ook. Sy het nie vir my baie jammer geklink nie, maar sy hou ook vol dat sy die een is wat aangeval is deur die personeel. Ja, dis reg. Dis hoekom sy gaan stappe doen. Ja, sy gaan dokumente opbeteken op hulle op Fly Safair en op die personeel. En sy behoort seker waarskynlik binnekort in die parlement te wees, 'n parlementslid. Joh, julle maar wat sy gesê het vir daai kajuitpersoneel het. Joh, is iets verskrikliks. Ja, niemand moet so praat nie. Ja. Maar sy sê mos dit was net 'n Net 'n opmerking. sy het dit nie bedoel nie, dit was eintlik net ja. Nee, maar nou goed. Sy het eintlik net geterg. En dis op video, ek meen dis op die sosiale media lê vol of van so dit gaan interessant wees om te sien soos hulle sê, brand nou net stappe die gaan brieke vat wat die regs wat die regterlike mense vir haar daaroor gaan sê. Dan kan jy jouself iets erger indink as 'n slang wat verdwyn in jou huis. Ja, dit was toevallig op ons omgewingsgroepie. So WhatsApp groepie. So jy was ook bekommerd, Andries. Wel, die ding is Iemand dit- het my slang dit was- gesien. Ja, dit was die ding van ek dink sy het laat aan die boodskap het wat is haar naam? Rose. Nee, Die Rose is die slang. Ja.
Riani Lombard. Die boodskap het laat aand van, maar sy wil nou net mense inlig dat, weet, as enige iemand nou haar luislang sien, in die omgewing, dan moet hulle haar net laat weet. En asseblief moenie enige skade daan doen nie. Ek moet sê, dis 'n ongelooflike goeie nuus einde eintlik vir die storie, die feit dat die slang gekry is. Ja. Slang is nooit weg nie. Slang was in die huis. Maar die slang se hok moes versien geword het en toe het een of ander glas het nie lekker toegemaak nie en toe is die luislange toe nou uit die hok uitgekom en Skoonveld verdwyn. Ek dink die storie, ek weet, is ook daaroor is 'n vriendin van haar wat oorlede is en sy het toe nou die slang aangeneem en toe het Rose net verdwyn. Toe het Rose net self 'n hok oopgemaak en besluit ek seil uit. Toe het daar Rose in die besluit sy buurtron. gaan vir 'n stappie en Nee, Het julle enige boodskappe daarna gekry op die omgewingsgroepie van honde wat verdwyn het? nee, gelukkig niks het verdwyn nie. Of Nee, kyk, die slang was in die huis, slang was nooit weg nie. Nee, die slang was toe nou in 'n boks gewees, die rekenaarboks. Maar sy het nooit in die boks gekyk nie want die gaping het sy gedink is te klein vir die slang om in te pas, maar toe het die slang nou wel daarin gepas. Ja. Nee, julle. Ek Rose het vir hulle ding Kyk, of ek twee dink jy gewys. weet dis goed dat sy weet onmiddellik vir mense gesê het, want jy weet mense is mos maar weet as later as en ook gesê het jy weet moet asseblief nie, die slang is eintlik mak. Ek weet nie weet mense of 'n luislang mak is nie. En of hulle op 'n naam reageer nie. Tel hom op en bring hom vir my asseblief. Nee. Ja, maar gelukkig Rose het 'n goeie einde. Rose is veilig en geen troeteldiere het verdwyn in die proses nie. Ja, sy. Ons is bly Rose is veilig en ons is bly Andries jy ook. Dit is natuurlik Andries Cornelissen, bly gerus ingeskakel net nog ons voort. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.